Ja, Marie, kinders, kleinkinders, familie, vriende. As ons vandag so saam is dit nie omdat ons 'n wonderkuur het vir julle hartseer nie. Ongelukkig nie, het so lekker gewees het om sê, vat hierdie 3 maal 'n dag met water of, daar is nie so iets nie. Ons het nie mooi woorde om te sê wat mense gaan laat beter voel nie. Ons is vandag hier saam met julle om vir julle te sê, ons verstaan julle hartseer. Dat mense wat vandag saam met julle is deur Pieter aangeraak in sy lewe en dis hoekom hulle hier is. En ons wil julle graag aan die Here opdra. Daarom is ons saam wees doodgewoon om vir julle te sê, ons bid vir julle in hierdie tyd. En ons bid dat die Here julle troos sal wees en ons gebed is regtig waar dat julle in die mooie herinneringe rus sal vind. En dat Pieter wat in julle harte gaan voortleef, dat hy op hierdie manier ook eer sal kry en dat julle hom sal kan groet met die wete dat hy veilig by die Here is. Ek wil voordat ons met die diens begin geleentheid gee vir Mani van Logrenberg om die bedankings namens die familie te doen. Kan ons vir Mani net vra asseblief. Hierheen moet jy sing, daarheen kan jy praat. So. Goeiemôre almal. Ek wil die bedanking begin deur dankie te sê aan die Here dat hy ons almal opgewek het met nuwe krag vanoggend. En dat elke dag nie soos vandag is nie. Dankie aan ons Vader vir die tyd wat hy ons gegee het saam met Pieter van Sail. En dankie dat elkeen wat hier sit of online kyk 'n geleentheid gehad het om 'n memory te kon bou saam met die uitstekende man. Weens omstandighede is ons harte vol hartseer vanoggend, maar ons wil dankie sê dat U, Here, vir Piet van Sail die ultimate geskenk gegee het, en dit is 'n plekkie by U. Ek het so vanoggend eintlik van 'n Jeff my gevra het om hierdie bedanking te doen. Die Here iets op my hart gedruk wat ek voel ek moet deel. En die aand toe ons by die hospitaal was, en almal se emosies was deur die dak, en het ek daar by oupa gestaan, en die Here het vir my gesê, bid. Ek het my kop geknak, en ek het gevra, liewe Heer, asseblief, wees saam met elke liewe een hierso vandag. Wees saam met die mense wat geraak is aan oupa. Maak hulle harte rustig. En maak seker hy is okay, asseblief. Amper immediately, as ek dit so kan stel, het ek 'n warm gevoel gekry in my hart om te sê, die boodskap wat ek gekry het was, alles sal okay wees. Julle almal sal alright wees. En die laaste boodskap was, hy is okay. So, ek het net gevoel, ek moet dit deel vanoggend met julle. Om aan te gaan, ons wil dankie sê aan Ruben, wat daar was toe dit gebeur het, en Moekie so mooi bygestaan het. Dankie aan Andrei Greiling, oupa en Moekie se buurman, vir die bystand en die hulp. Dankie aan Dr. S. Alkema en die personeel van Life Suikerbos Hospitaal, sowel aan Magda en die personeel van Afpop vir hulle flink en vriendelike diens. Dankie aan Dominee Dani Fourie, Elmie en Marietjie van NG Kerk Suikerbosrand. Dan wil ons ook dankie sê aan Santi, Lisa en Ilse vir die verversings en ook aan Mel, Dolla, Zander, Clara en Leni vir al julle hulp met die reëlings. Dankie aan Joe vir jou bydrae. As ook 'n groot dankie aan Jeff en Chukie vir al die reëlings en die deursettingsvermoë. Ek is seker, dit was nie so maklik soos wat julle dit laat lyk het nie. Dankie aan al die familie en vriende van ver wat moeite gedoen het om hier te wees. En baie dankie vir almal se boodskapies, oproepe, bystand en omgee vir hierdie hartseer tyd. Dan wil ek afsluit om dankie te sê aan almal se gebede. Dit maak 'n astronomiese verskil. Sonder ons Vader se hand
oor ons sal niks moontlik gewees het nie. Baie dankie. Geliefdes, ek kom agter by begrafnisse, is daar altyd iemand wat die bedankings doen, wat die familie, dis 'n swaar ding om te doen, en dan vra hulle iemand, en dan slip die iemand altyd op. Manie, baie dankie, maar jy het jouself nie dankie gesê nie, jy het hulle harte kom deel. So ek wil namens die familie vir jou sê baie dankie vir die bedankings wat jy namens hulle gedoen het. Dis hardswerk. Hulle het groot waardering daarvoor ook. Kom ons sit net so en dan word ons stil voor Here. Here, U wat ons ken, weet hoe moeilik hierdie oomblik van afskeid vir ons is. Ons glo egter dat die dood nie die einde is nie, en dat U ook in ons donkerste tye by U kinders is. Daarom wag ons op U troos, wat ons volgens U belofte ook deur ons hartseer sal dra. Pieter was vir ons kosbaar, maar ons weet dat U liefde ons steeds van dag tot dag dra. U is die lig, U is die brood wat lewe gee, U is die fontein van lewende water. In 'n tyd soos hierdie is U ook die bron van ons troos en van ons hoop. Help ons om hierdie troos en hoop in die woord te vind. Amen. Ons lofsang dan, soos hy in die blaadjie afgedruk is lied 510, genade onbeskryflik groot. Kom ons sing dit as 'n lofsang tot eer van die Here. Kom maar, sitplekke neem, baie dankie. Ek wil vir julle Psalm 23 voorlees. Ek gaan so klein bietjie verander. Ja, hy begin deur te sê 'n Psalm van Dawid. Ek wil hom volgend lees as 'n Psalm van Pieter. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.
U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Toe ek met die familie gepraat het, was hulle dit eens gewees dat as Pieter self sou kon kies, sou dit Psalm 23 gewees het. Dit was 'n gedeelte waarmee hy saamgelewe het, 'n gedeelte wat hy verstaan het, 'n gedeelte wat hy dan waarskynlik in sy stiltye oordink het. En dit beteken dat hy sekerlik ook die herder geken het, dat hy soos 'n skaap wat baie keer nie sy pad so maklik vind nie en ander kere net doodrustig by die herder is, moes ervaar het dat die herder hom baie keer moes gaan haal het, baie keer moes nader roep, baie keer moes beskerm het, al die gewone herderskape dinge. En as Pieter hierdie herder geken het, dan het hy geweet hierdie herder lei sy kudde na waters waar daar rus is. Nou, die waters waar daar rus is, het hy verstaan, so het julle my vertel. Daar waar hy die lyntjie nat gemaak het en kon gaan stil word het en gewag het laat die vis byt of nie byt nie en waar hy kon, kom ons stel het so, waar hy die rafels by mekaar kon maak, waar die wêreld 'n mens soms uit mekaar torring. Hy het verstaan van dit, van stil waters, van rustige waters. En nou is Pieter daar. Sy siel wat soms geroep het na die waters van rus, is nou deur die herder gevat na die waters van rus is. Na hierdie waters waar mens nooit weer dors kry nie. Hy wat geweet het dat net die hemelse herder sy skape by hierdie waters kan uitbring. Hy het nou die pad eintyd geloop. En geliefdes, as ons Psalm 23 lees, is daar 'n paar goed, ons ken hom almal uit ons kop uit, nou is 'n paar goed wat ek dink ons nie altyd verstaan nie. Here, u stok en u staf, die vertroos my. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat die Here ons so oppas? Wat beteken hierdie vallei van donker dieptes, of dan, soos wat ons dit in die ou vertaling geken het, die vallei van doodskade weer? Kom ek vertel vir julle, daar was so 'n vallei in Israel gewees. Wanneer die skaapwagter sy skape van winter na somerweiding moes verskuif, moes hy altyd deur hierdie donker vallei, hierdie kraanse het loodreg die lig ingeskiet. Soveel so dat daar net 12 uur, as die son reg bokant die klowe gesit het, dat net dan was daar lig onder in hierdie vallei. En dit was die vallei van donker dieptes. Daar waar die doodse skadewee was, want rowers, wilde diere, het almal daar gewag om 'n reisiger te vat. En dan skryf Dawid hierdie psalm en dan sê hy, Here, maar ook daar is u by my. Want die skaapwagter het 'n stok en hy het 'n herderstaf. En die herderstaf het so haak aan waarmee hy 'n skaap kan haak en hom kan roep. Die stok gebruik hy om wilde diere van sy lyf af te hou en van sy skape af te hou. Maar daar's 'n ander ding wat hy met hierdie staf doen om die skape te vertroos. Wanneer die skaapwagter deur hierdie donker kloof loop, dan vat hy hierdie staf van hom en dan tik hy op die grond soos wat 'n blinde persoon sou doen. Sodat daar waar die skape hom nie kan sien nie, hoor dit so donker is, kan hulle hoor waar die herder loop. En dan sê Dawid, u vertroos my met u stok en u staf. Here, ek weet dat ek veilig by u is. En ek kan u volg ook al kan ek u nie sien nie. Want Here, ek hoor u. Hierdie staf sê vir die skape, die pad loop hier langs, kom agterna. En die skape doen dit, want hulle weet sonder die herder het hulle moeilikheid. En wanneer die psalmdigter dit skryf, dan sê hy vir jou en vir my, luister fyn, want die Here gaan jou vooruit, die Here roep jou. En ons weet wat Jesus gedoen het, ons weet hoe hy ons vooruit gegaan het, ons weet dat hierdie herder sal ons na die waters toe vat, waar daar vrede is. 'n Skaap is 'n bang dier. Jy kan enige skaapboer gaan vra dat as die water roerig is, dan drink 'n skaap nie. 'n Skaap wil hê die water moet stil wees, want 'n skaap is 'n senuweeagtige dier.
En dan sê hy, na waters waar rus is, vat ek jou heen. Jy sal kan drink, jy sal kan rustig wees, jy sal nie hoef bang te wees. Dis eintlik die groot woord. Hierdie Here lei sy kinders, ook deur die donker dieptes, ook die dieptes van die dood. En nie net dit nie, ook terwyl ons lewe, hierdie donkerte wat ons baie keer kan tref, maar verseker ook die vallei van die dood. En daarom kan ons vandag sê, Pieter het gesê, die Here is sy herder, en die herder beloof, dan sal hy hom veilig huis toe vat. Dis wat die herder doen. Dis wat die herder vir hom gedoen het, maar dis wat die herder ook vir jou en vir my wil doen. Natuurlik maak dit nie dat die hartseer weg is nie. Natuurlik maak dit nie dat ons nou hier sit en sê, ja, bakgat, dit het nou gebeur nie. Natuurlik is ons seer, ons huil oor ons verlies, maar ons hoef nie te huil oor wat van die Here se skape word nie. Daaroor kan ons rustig wees. Here, dis nie vir ons lekker nie. Here, ons sou hierdie anders wou gehad het, kom ons wees eerlik hieroor. Maar Here, dankie tog, dat u skape nie ronddwaal as hierdie lewe verby is nie, maar dat u hulle huis toe vat. En dis ons troos vir Pieter, om te sê, die Here was sy herder. Hierdie verlies wat so swaar is vir ons, is met die wete dat kinders van God oorstap na die stille waters toe. En dis vir die herder belangrik. Ons weet dat sy kinders die pad geloop het, op die geluid van die stok af teen die klippe, of die geluid van die klippe, die stok teen die klippe af, het hulle veilig aangekom, ook deur die donkerte, veilig tuis gekom. Met God se kinders gaan dit goed. Manie het dit reg gesê. God se kinders is okay. Pieter is okay. En ons sal okay wees. Al is dit nie maklik nie. God se kinders is okay ook en veral na hulle aardse lewe. Want hierdie lewe is maar 'n kort tydjie in die ewigheid. Maar God is ewig. En sy liefde vir ons is ewig. En dan is die Here se belofte dat hy nie net Pieter se herder is nie, my broer en my suster, maar dat die Here vandag jou herder wil wees. En die meeste sin wat ons aan Pieter se lewe kan gee, is om vandag te verstaan dat hy vir ons die pad wys na iets beters toe. As ons hom kan volg agter die herder aan, dan maak dit dat sy lewe ons lewe sinvol maak. En ek dink dis hoekom ons by 'n begrafnis kan sê, Here, hierdie is nie wat ons wou gehad het nie, maar laat u wil geskied. As die eensaam aande voorlê, as die verlange op sy ergste is, dan kan julle ook weet, die Here is my herder. Maar in daai tye wat 'n ou so wonder of hoe mense regtig dit, dan kan jy hom tel, die Here is my herder, daai vinger met die ring aan. Hy is jou herder, en hy is Pieter se herder. En dan kry ons troos van die Here self af, nie van 'n ander plek af nie. Dan weet ons dat die Here by ons sal wees, dat hy ons sal lei deur watter beproewing daar ook al is, ook hierdie hartseer beproewing. Dan weet ons dat ons in sy hande veilig is. En dan weet ons, daar's ook vir ons rus voor, daar's ook vir julle rus voor. Daar's vrede by God, daar's 'n wete dat jy nooit alleen is nie, en daarvoor hoef jy net fyn te luister, en jy sal die Here hoor, nie altyd in die geklap van die stok teen die klippe nie. Partykeer wanneer jy oë oopmaak en jy hoor daar's lewe daar buite, voeltjies, daar's lig, dis 'n nuwe dag. En dan weet ons, Here, partykeer sien ons die nuwe dag deur trane, maar dis lig. En dan maak ons trane partykeer 'n reënboog, wat vir ons sê, vorentoe is die Here nog daar. Môre sal 'n goeie dag wees, want die Here sal daar wees. Vir julle, vir elkeen van ons. Ook vandag kan elkeen van ons weer eens besef, met die regte herder sal ons tuis kom. Met die regte herder sal ons ook okay wees. Dan is die dood nie die einde nie, dan is die dood die deurstap na die lewe toe, maar dan is lewe met hoofletters geskryf. Lewe soos God dit bedoel het, 'n lewe by hom. En broers en susters, as dit nie daarvoor was nie, was dit maar hartseer om te lewe, nee. En dan gaan dit verby en dan is dit klaar. Maar God is nie klaar met ons nie. God is nie klaar met Pieter nie. God is nie klaar met jou nie.
Ons geskenk, ons kroon, ons ewigheid, die feesmaal vir God se kinders, is dit wat hy vir ons wil gee. Wanneer jy die Here toelaat om jou lewe te beheer, wanneer jy die herder volg, sal hy jou lei na die feesmaal toe wat God vir jou voorberei het. Dan sal jy aansit as 'n eregas van die almagtige God. Dan sal jy oorlaai word met hartlikheid, so skryf Dawid dit vir ons. Want sê hy het plek gevind in die huis van die Here. Hy was tuis by God. Hy was nie vreemd naby God nie. Hy het in God se huis ingestap en gesê, ek's tuis hier, dis my vaderhuis, ek hoort hier. Jy sien, ek dink dis die Here se boodskap aan elkeen van ons vandag. Hy is nog steeds ons herder. Hy is nog steeds ons oppasser. By hom kan ons uitstyg bo ons vrese, bo ons onsekerhede, bo ons twyfel, bo ons hartseer. Die Here se track record sê hy het nog altyd gesorg. Hoe sal hy nou ophou om dit te doen? Dis nie wie hy is nie. Hy sê dit altyd gedoen, hy doen dit nou en hy sal dit ook vorentoe vir ons doen. En daarom, Marie, familievriende, mag julle in hierdie tyd ervaar, intens ervaar. Die Here wat Pieter se herder was, is ook julle herder. Hierdie herder wat vooruitloop en selfs daar waar ons hom nie kan sien nie, ons laat hoor, ons sal okay wees. Kom ons luister na hom. En mag hierdie herder, daar waar het voel of hy nie meer kan loop nie, julle dra as het moet. Mag julle in hierdie tyd ervaar, die Here is ook julle herder. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, o wat deur trane verblind is, kan nie die sterre sien nie. So is daar op hierdie oomblik trane in geliefdes se oë wat dit moeilik maak om verby die droefheid in hulle harte te sien. Besoek hulle in hulle droefheid, o Heilige Gees. U is bekend met menslike trane en gebroke harte. Besoek hulle in hierdie oomblikke, want hulle het u hulp en teenwoordigheid nou so nodig. U het beloof om alle trane van ons oë af te droog. Laat dit vir ons almal waar wees in hierdie tyd. U het ook aan ons vrede beloof. Nie soos die wêreld nie, maar standhoudend en ewig. Ons pleit nou by u vir hierdie vrede. En Here, u het beloof om altyd met ons te wees. Dankie dat ons daarom kan glo dat u elke tree van die pad saam met ons loop. Ons plaas gelowig ons hande in u almagtige hand en stap die toekoms in met die wete dat dit 'n goeie toekoms is, omdat u daarin is. Vertroos hulle wat treur, wees hulle sterkte en rotsvesting om in te skuil. Staan hulle by in die moeilike dae wat voorlê. Gee aan hulle die moed om gelowig te volhard na Jesus se voorbeeld. Here, die pad vorentoe lyk so donker, wees u hulle lig. Here, kom gee u self 'n nuwe rigting, vir voete wat nie meer na siekbeddens toe loop nie, maar na u toe. Here het gesorg vir soveel mooi herinneringe, dat ons die verlede altyd met dankbaarheid sal kan onthou. Maar wys ons elke dag genoeg van die toekoms om te weet dat u ook daar sal wees. Al lyk die nag nou so donker, Here, weet ons vorentoe skyn u son. Ons dank u daarvoor in die naam van Jesus Christus, ons Here, wat gekom het om ons finaal te vertroos. Amen. Ons slotsangslied 464, ons sing die verse soos in die blaadjie afgedruk, o Heer my God. Kom ons sing dit en daarna kan jy weer gaan sit vir die Hildeblyk en vir 'n sang solo.
Ek gaan nou geleentheid gee vir Jeff om vir ons die hulde blyk te lewer. Jeff, asseblief. Ek slaan my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Psalm 121, dis 'n vers wat ek met my pa kan deel. Toe ons eendag langs die rivier sit en visvang. Hoe groot was dit, pa, dat jy 'n paar maande later jou hart vir Jesus kon gegee het by Heidelberg Mighty Men. En ons weet, jy rus in vrede in God se bed, sonder pyn. Vandag sit ons almal hier en bring hulde aan pa, Petrus Johannes van Sail, pa, Pieter, oom Pieter, oupie. Elke persoon wat hier sit, het Pieter geken op sy eie manier, en elke persoon het sy eie herinneringe en staaltjies oor hom. Ek kan net sê wat pa vir my beteken het, en ek glo vir baie ander van julle. Hy was 'n godvreesende man, wat geweet het en vertrou het, en geweet het waar sy hulp vandaan kom. Op pa se ou dag, elke dag meer en meer weerspieël het. 'n Hardwerkende man, selfs nou, menige manne sou laat snak, net na hulle asem met pa se werksetiek. Vroegoggende begin tot laat gewerk, nooit nie gewerk oor te moeg, te siek of te oud was nie. Netjies op homself, sy huis, sy tuin, sy voertuie, en dit kon ons self sien in jou daaglikse werk. Bewysheid dat netheid en trots nie rykdom nodig het nie. Deursettingsvermoë, daar was nie ek kan nie, al gooi die lewe jou ook wat. Omgee hard soos min, altyd tyd gehad vir omgee, vir ander, al was die lewe hoe hard aan jou kant, selfs al was dit net tyd wat jy gegee het. Daar was altyd tyd vir 'n glimlag en 'n ou grappie. Al was dit hoe seer. Altyd tyd vir ander, en soveel meer vir kinders, maak nie saak waar hulle vandaan gekom het nie. Al was dit net om vir 'n ou lekker in jou hand te sit, dat hulle op daai oomblik kan joy. Swaar tye, die is ons deur, ja. Altyd gesorg dat daar genoeg is. Al was dit ten koste van jouself. Moeilik? Ja, dit was jy wel gewees. Moet sê, ek dink ek het 'n deel van daai van pa, maar ek dink net 'n klein gedeeltetjie. Menige aand het jy ons geëntertain met jou Elvis dance move. Daai ondeinde smile het ons geweet, hier kom 'n ding. Saam met die Bloubil sang. Pa, vandag sou jy en Dominee in stilte moes staan. Julle sal weet waarvan ek praat. Die gawe om mense saam te bring, 'n vredemaker, al was dit in 'n storm. Pa, al sou ek 'n klein persentasie van jou eienskappe kon hê, dan weet ek, ons is alright. Ons groet tot later. Maar jy weet dat ons jou gaan mis. Jy is deur die hemelse poorte, en dit laat ons almal met 'n geruste hart agter. Ons is lief vir jou. Tot later. Baie dankie, Jeff. As ek jou moes merk, sê ek jou 99% gegee het. Daai een opmerking was nie heeltemal gepas nie. Ek gaan nou geleentheid gee vir Joe om ook op sy manier hulde te bring. Joe, asseblief.
Ek het vanoggend 'n ander lied voorberei en toe net gevoel die Here sê vir ek moet die gitaar saambring. En nou verstaan ek hoekom. The Lord is my shepherd. I have all that I need. He rests me in green meadows, beside peaceful streams. He renews my strength to honor His name. And though I'm walking the valley of death, I will not be afraid, 'cause you're right here with me. You're right here with me to comfort and protect me. Oh, you prepare a feast for me in the presence of my enemy. At your table you honor me with blessings and security. Your unfailing love, Lord, I know will follow me all of my days.
I will live with you in your house, my Lord, eternally. Oh, eternally. Baie dankie, Joe. Familie en vriende, ek lees dan aan die begrafnisbrief voor in liefdevolle herinnering aan Petrus Johannes van Sail, gebore 25 Julie 1948 en oorlede 16 Desember 2024. Liewe van Sail, ons het nooit gedink dat jy ons so gou sou verlaat nie. Ek onthou steeds die dag toe ons mekaar in 1987 ontmoet het. Dit voel soos gister. Dis 'n leeftyd wat ons saam gedeel het. Ons het ons hoogtepunte en laagtepunte gehad, maar deur alles het ons altyd saam voortgegaan. In 2005 het ons 'n kosbare geskenk van God ontvang, jou kleinseun. Hy moes ook sy mamma op 'n jong ouderdom aan die dood afstaan, maar ons het hom met oop arms in ons huis en harte ontvang en as ons eie kind grootgemaak. Hy was maar net 3 jaar oud. Ons het hom 'n huis en 'n familie gegee en daarvoor was ons altyd dankbaar. Die afgelope paar weke het jy gekla oor die pyn in jou been en ander ongesteldhede. Tog het ek nooit gedink dat jou tyd om na die ewige rus te gaan so naby is nie. Ons gaan jou vreeslik mis. Al was jy partykeer maar hardkoppig en 'n bietjie knorrig, was jy ons rots en het jy 'n groot leemte in ons lewens gelaat. Rus sag, Pieter, met liefde, Marie. Daar's ook ander briewe, persoonlike briewe in die blaadjie wat jy gerus kan lees. En dan Pieter se afsterwe word die betreur deur sy eggenote, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Ek wil dan nou geleentheid gee aan die verteenwoordigers van die SA Weermagvereniging om ook hulle laaste eer aan 'n mede-veteraan te kom betoon. Frik, dankie julle.
They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Baie dankie dan ook aan die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging. Geliefdes, die familie nooi uit om saam met hulle verversings in die saal te gaan geniet, net hierdie kant toe, so jy is welkom, maar kom ons staan vir die uitspreek van die seën, en na die uitspreek van die seën gee ons dan net die familiekans om eers uit te beweeg, en dan kan jy julle volg. Baie dankie. Kom maar staan. Kind van God, mag God ons Vader, elkeen van julle in sy liefde vashou, en Jesus Christus, ons Verlosser, julle help om daagliks die stryd teen die sonde te oorwin, en mag die Heilige Gees julle volkome vertroos, van nou af en tot in ewigheid. Amen. Baie dankie.